Wat is geestelike groei? In Efesiërs 4 vers 15 lees ons, Paulus sê, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Nou, die woord geestelike groei of groei per definisie dui aan dat dit nie staties is nie. Ek en jy moet altyd, vir die res van ons lewens, moet ek en jy besig wees om te groei, om meer en meer te word soos die Here Jesus. Paulus stel dit 'n bietjie anders in Filippense 2 vers 12 tot 13 as hy sê, julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Ek dink wanneer ons mooi dink daaroor, dan is geestelike groei eintlik maar net toewyding. Dis toewyding aan die woord van die Here, dis toewyding aan die Here Jesus Christus en dis toewyding aan die gemeente van Christus. Nou as ons daai goed saamsit, is daar 6 areas waarin ek en jy moet groei. Ek wil jou aanmoedig. In jou werksboek vul die spasies in waar dit van toepassing is op hierdie areas. Vul dit in, volg my, maak notas soos ons aangaan. Ek wil nou 2 verse met julle deel. Daar's 6 areas en 2 verse wat ons gaan uithaal en kyk na die verskillende areas waar ons moet groei. Ons gaan eerstens kyk na Esra 7 vers 10 en dan gaan ons ook kyk na Handelinge 2 vers 41 tot 42. Kom ons kyk eers na Esra 7 vers 10. Ons lees, Esra het hom gewy aan die wet van die Here. Hy wou dit in die praktyk toepas en Israel elke voorskrif en bepaling leer. Hier's 3 areas wat ons kry waar Esra vir ons uitdaag om in te groei. Eerstens is om die woord te bestudeer. Ek en jy moet groei daarin. Ons moet seker maak ons verdiep ons elke dag meer en meer in die woord van die Here. Die tweede area is om dit toe te pas. Dit help nie net ek leer die woord van die Here en ek bestudeer dit, maar ek pas dit nie toe in my lewe nie. So die eerste area, ek bestudeer die woord van die Here, maar dit wat ek daar leer, gaan pas ek toe in my lewe. Die derde area is om dit wat ek geleer het en toegepas het in my lewe, ook vir ander te leer. Nou ek weet, nie almal is predikante nie, nie almal word selleiers nie, maar almal van ons lei mense. Ons het elke dag invloed op mense. En hierdie is die geleentheid waar ek op mense invloed het, dalk bewus of dalk onbewus, maar ons lei mense wanneer ons dit doen. Kom ons gaan aan in die volgende 3 areas. In Handelinge 2 vers 41 tot 42 lees ons van die jong gelowiges in die jong kerk. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltye en die gebede. So, die area waar ons nog moet groei, area nommer 4, is die gemeentebetrokkenheid. Onthou, jy het iets om te bied. Jy is deel van die liggaam van Jesus. Daarom kan ek en jy nie net by die huis sit op die rusbank en sê, wel, ek is gered, ek is op pad hemel toe, dis goed genoeg vir my, hier gaan ek nie. Nee, ek en jy moet aktief betrokke wees en deelneem as lid van die liggaam van Christus. Want, as my hand weg is vandag, dan kan ek hom nie gebruik nie. En net so, as jy by die huis sit, en jy is nooit deel van die geloofsgemeenskap nie, dan kan die Here jou nie gebruik nie. Area nommer 4, ek moet betrokke wees in die gemeente. Area nommer 5, lees ons, hulle het gereeld saam geëet. Hulle het weekliks saam geëet, partykeer daagliks saam geëet. Nou, hoekom is dit belangrik? Dit klink net so saam eet. Maar daar's 'n rede daarvoor. Want dis wanneer ek by jou kom braai, of jy kom braai by my, of ons eet saam middagete, wat ons aan mekaar skuur, ek en jy, 1 tot 1, ek en jy, jou gesin en my gesin, en so leer ons mekaar beter ken, en ek leer by jou, en jy leer by my, en daardie kleiner groepie, soos om by 'n selgroep ingeskakel te wees, by 'n Bybelstudie, of by 'n klein gonsgroep, waar dit ook al is, daai area is 'n groei geleentheid vir my, om meer en meer van Jesus te leer, op 'n baie meer persoonlike en 'n intieme vlak. En dan area nommer 6 is om te groei in gebed, deur om elke dag te bid. Nie net ek in my leen in my binnekamer nie, maar ek saam met 'n ander gelowige, ek saam met ander gelowiges, en dit sien ons gereeld ook in Handelinge. Nou, elkeen van hierdie 6 areas vra eintlik maar 2 goed. Toewyding en volharding. Toewyding, daarin dat ek vir myself moet sê, hierdie moet ek doen. Hierdie is belangrik en ek wy myself toe om dit te doen. Volharding, is om te sê, ek gaan dit nie doen vir 'n kort tydperk nie. Ek gaan dit doen vir die res van my lewe. Nou, dis nou tyd vir toewyding. In Hosea 4 vers 6 lees ons, die Here sê vir die volk in Hosea, my volk gaan ten gronde, hulle gaan onder, omdat hulle aan my nie toegewy is nie. En ek sien dit baie keer by gelowiges, hulle raak afgestom, hulle raak lou, en dan vis hulle maar net uit, en hulle is nie verder betrokke by die koninkryk van die Here nie. Ek en jy moet versigtig wees daarvoor. Ek en jy moet juis warm bly vir die Here, en in toewyding volhard in die Here.
Nou, ek gaan jou 'n geleentheid gee om te reageer. Ek wil jou uitdaag om 'n toewyding te maak aan hierdie 6 areas om te sê ek gaan geestelik groei. Ek wil voor die Here kom en ek wil geestelik groei en ek gaan vir jou geleentheid gee om te reageer. Kom ons kyk net weer vir die 6 toewydings wat ek moet maak in die 6 areas waarin die Here wil hê ek en jy moet groei. Eerstens, die Here roep my en jou vandag op om dieper en dieper in die woord in te grawe. Ek en jy moet 'n toewyding vandag maak om te sê, Here, help my. Ek wil dieper in die woord ingrawe. Area nommer 2 is om nie net toegewy te wees om die woord te bestudeer nie, maar ook om dit uit te leef en dit aktief uit te leef. Saam met dit kom area nommer 3 is waar ek moet groei ook om ander mense 'n voorbeeld te los wat hulle kan volg om by Jesus uit te kom. Area nommer 4 is dan om betrokke te wees in die gemeenskap van die gelowiges, om te weet, ek is 'n mond, ek is 'n skouer, ek is 'n arm, ek is 'n been, en ek hoort in die koninkryk, ek hoort in die liggaam van Christus, en ek gaan groei saam met die liggaam, om deel te wees, sodat ek my deel kan doen in die koninkryk van Jesus Christus. Area nommer 5 is gemeenskap, is om 1 tot 1, 1 tot 2, 1 tot 3 in 'n klein groep in te skakel, waar ek kan groei saam met iemand wat my verantwoordelik hou, en wat ek verantwoordelik hou, om seker te maak, ons groei saam in die Here. En dan area nommer 6 is om te bid. Natuurlik in my binnekamer waar ek alleen is, maar ook saam met groepe gelowiges, waar ons mekaar uitdaag en saam groei in gebed. Ek wil jou geleentheid gee. Op die volgende skerm gaan ek vir jou geleentheid skep om te sê, ja, ek is in. Ek wil hê, jy moet jou naam skryf, jou datum, en sê, ek is in, ek is toegewy op hierdie 6 areas. Dalk kan jy vir my terugvoer gee om sê, Johan, ek sukkel op hierdie of hierdie area. Dalk voel jy is nog nie gereed daarvoor nie. Ek wil jy moet met my kommunikeer. Ek wil graag van jou hoor. Skryf vir my op die volgende skerm.